Vriende, ons het vanoggend het ons begin en ons het begin nadenk oor die vraag, wat op dese aarde maak ek hier? En ons het vir mekaar gesê, ons leef in 'n tyd waar daar baie mense is wat sukkel om die sin en die doel in die lewe te vind. Ons het mekaar gesê, 'n paar mense voel moeg, 'n paar mense voel uitgeput. Ander wonder weer of hulle met die lewe wat die Here vir hulle gegee het, of hulle regtig waar 'n verskil maak. Gaan hulle, as hulle nie meer daar is nie, 'n legacy, 'n geskiedenis, 'n nalatenskap, gaan hulle los. Maar hierdie worsteling wat daar in ons as mense is nie iets niets nie, het ons ook vir mekaar gesê. En ons het agtergekom dat een van die groot kerkfigure soos Jeremia, hy wat een van die groot profete is, dat hy self daarmee geworstel het. En in Jeremia 20 lees ons hierdie ernstige woorde van Jeremia wat ons half agterkom, hy's moedeloos, hy's op, hy's rondgeslaan deur die lewe. Hy word uitgelag, hy word bespot, selfs deur sy vriende verraai. En dan kom hy in 'n absolute oomblik van swakheid glo. Sê hy, vervloek is die dag waarop ek gebore is. Maar in hierdie chaos en in hierdie deurmekaar kom ontdek Jeremia iets groot van wie God is. Hy ontdek dat die lewe nie oor homself gaan nie, maar oor God. En dat God die sentrum moet wees. Hy ontdek ook dat hy nie maar net per ongeluk hier is nie. Hy sê maar net parabys hier nie, maar dat God hom vir 'n spesifieke doel, vir 'n spesifieke tyd geroep het en dat God hom ook deurgaans toerus. En hy het ook ontdek dat hierdie lewe met al sy kronkels en al sy draaie, en ek wil al sy krappe wat ons so nou en dan kry, nie die hele storie is. Maar dat God 'n ewigheidsplan het vir sy kinders. En dan in hierdie swaar kry en in hierdie deurmekaar, ontdek Jeremia hierdie groot waarheid, hy sê dat die woord van God is soos 'n vuur in sy hart. Hy kan nie stil bly. Want dit is juis waaroor Pinkster gaan. Pinkster gaan dat ek en jy getuies moet wees. Ek en jy moet gaan praat. Ons moet gaan vertel van hierdie Jesus wat ons verlosser is. Hierdie Jesus wat ons vriend is. God wat ons skepper is en ons onderhouer is. Ons moet gaan vertel van die Heilige Gees wat in ons woon. En wat vir ons nuwe mense maak. En dis die wonder van Pinkster. Want ons kom agter dat God steeds deur die loop van jare deur doodgewone mense werk. Dat dit waartoe hy vir jou en vir my roep in sy woord, ons nie eens in eie krag moet te doen nie, maar dat sy Gees in ons vir ons help om dit te doen. Dat hy die woorde in ons mond lê, dat hy die ontmoetings vir ons reël. Ek en jy as geware net elke dag vir die Heilige Gees moet vra, maak my ore 'n bietjie skoon. Maak my oë 'n bietjie oop, en as ek 'n bril dra, maak die bril 'n bietjie skoon. Dat ek kan sien die Godsontmoetings wat vir my gereed is. Dat ons vanoggend kom en ons antwoord die vraag, hoekom is ek hier? Ontdek ons is hier vir God. Ons is hier om hom te ken. Ons is hier om hom te dien. En soos ek vroeër gesê het, ons is hier om sy liefde in die wêreld in te dra. Die Heilige Gees help vir ons met wysheid. Die Heilige Gees gee vir ons krag om hierdie wêreld waarin hy vir ons geplaas het, tussen die mense waarin hy ons geplaas het, op die plek waarin hy ons geplaas het, om dit juist tot eer van sy naam in te kleur en mooi te maak. Wanneer ons vanaand by mekaar is, gaan ons hierdie waarheid so 'n bietjie dieper oopmaak en ons gaan so 'n bietjie kyk, wat gebeur as mense nie meer vir God leef? Wat gebeur as mense van God begin vergeet? Jy mag dit hulle eie doen. So as jy jou Bybel hier het, maak asseblief jou Bybel oop by Jeremia 2. Ek het, voor die tyd het ek vir Nadia die teksgedeeltes gegee, en sy het nou mooi alles deurgegaan, kyk, wat is die maklikste om te tolk? So vanaand sê sy vir my, is die maklikste om te tolk,
uit die Dowe Bybel uit, so ek lees vir ons uit die Dowe Bybel uit. En gelukkig weet ek met voormaat, sy gaan nie vir my klap vir die moeilike woorde wat daar is, en dan sy kon dit voorberei by die huis. So, Jeremia 2, ons lees van vers 1, die opskrifie wat die Dowe Bybel gee is, die Here sê, my volk het my gelos, en hulle het afgode aanbid. So dan moet julle weet, dit is Jeremia, waarvan hier gepraat word, en die Here praat direk met Jeremia, om met 'n spesifieke boodskap na die volk toe te gaan. So, die Here het met my, Jeremia, gepraat, en hy het vir my gesê, gaan praat met die mense van Jerusalem. Hulle moet goed hoor wat jy sê. Jy moet vir hulle sê, ek sê, Jerusalem, jy was vir my soos 'n bruid. So onthou ek jou. Jy was vir my, toe jy jonk was, baie lief. Toe jy my bruid was. Jy het saam met my geloop in die woestyn. Die plek waar mense nie koring saai nie. Israel is net myne. Hulle is soos die eerste koringare, en ek sal almal swaar straf, wat van hierdie koringare eet. Dit het die Here gesê. Nageslag van Jakob, al die families van Israel, julle moet luister na wat die Here sê. Die Here vra, wat het ek verkeerd gedoen teen julle voorvaders? Hoekom het julle weggegaan van my? Hoekom het julle saam met afgode begin loop? Afgode wat niks beteken nie. So het julle voorvaders self niks geword. Hulle het nie gevra, waar is die Here wat vir ons uit Egipte gebring het? Die Here wat ons deur die woestyn gebring het nie. Dis 'n droë plek waar dit baie gevaarlik is. 'n Plek waar daar nie water is nie en waar dit donker is. 'n Plek waar niemand kom nie en waar niemand woon nie. Ek het julle gebring in 'n land vol vrugtebome, waar julle lekker kon eet van alles. Maar toe het julle my land onrein gemaak. Julle het die land wat aan my behoort vuil gemaak met julle sonde. Die priesters moes vir die mense sê wat ek wil hê, maar hulle het nie gevra waar ek is nie. Hulle het my nie geken nie. Die mense wat oor my volk moes regeer was teen my. Die profete het boodskappe van Baal gebring en hulle het afgode gedien wat niks beteken nie. Daarom beskuldig ek julle weer, julle en julle nageslag. Ek sê vir julle, gaan kyk tot in die verste lande, in die Kitier-eilande en in Kedar. Gaan vra of so iets al ooit gebeur het. Het 'n volk sy gode gelos en ander gode gekies? Goed wat nie regtig gode is nie? Nee. Maar my volk het my, die ware God, gelos en afgode gekies wat niks beteken het nie. Hieroor moet almal in die hemel so groot skrik, dat hulle hare regop staan. Hulle moet bang wees en bewe. So vriende, wanneer ons vanaand na Jeremia 2 kyk, dan hoor ons hier in Jeremia 2 eintlik 'n baie intieme en 'n baie persoonlike gesprek tussen God en sy volk. Dis nie maar net 'n historiese stukkie geskiedenis wat hier vir ons gegee word. Dis die stem van God wat praat met mense wat hy innig lief het en wie se optrede vir hom diep bekommer. Jeremia bring vir ons 'n baie aangrypende beeld van God se hart. Wat hy kom sê in die 83 vertaling, kom sê hy, ek onthou nog hoe getrou jy aan my was in jou jeug. Hoe lief jy my gehad het toe jy my bruid geword het. Nou, dis mos die taal van liefde. Dis die taal van 'n verhouding. Dis die taal van bruid en bruidegom. God praat nie hier soos 'n koue regter nie. Hy praat nie koud en klinies nie. Hy praat soos iemand wat terug verlang
maar hoe dinge was. Maar hy kom kleer die prentjie vir hulle nog meer in, dat hulle mooier kan verstaan. Hy kom sê vir hulle, ek onthou toe julle saam met my in die woestyn was. Ek onthou toe julle my ten volle vertrou het. Toe julle op my staat gemaak het. En nou moet u onthou, die volk het op daardie stadium niks gehad. Geen land, geen sekuriteit, geen politieke mag nie. Al wat hulle gehad het was God. En tog sê die Here, dit was 'n tyd van ware liefde. Maar iewers het iets verander. En bring dit ons by die hart van vanaand se gedeelte. Want Jeremia 2 kom stel as te ware vir ons 'n ontstellende vraag. Hoe kon mense wat so eerstehands vir God gesien het en vir God beleef het en die wonderwerke wat God gedoen het, dit wat hulle self ervaar het, hoe is dit moontlik dat hulle van hom vergeet? Hoe is dit moontlik dat hulle van hom wegdraai en hulle eie ding doen? Maar nou weet julle so goed as ek, dit is nie Israel se storie. Dit is ook jou en my storie. Wanneer dit met ons goed gaan, dan vergeet ons ook maklik van die Here. Dan draai ons rug, doen ons eie ding, weet ons beter. En daarom glo ek dat hierdie gedeelte uit Jeremia 2 vir ons 'n paar goed wil kom sê. En die eerste groot tema wat uitkom hier in Jeremia is dit wat op die bord nou is. Waar ons mekaar sê, mense vergeet maklik van God. So die tema van Jeremia 2 hier in die begin is 'n stuk vergeetachtigheid. Want God sê helder en duidelik hier, hulle vra nie meer, waar is die Here nie? Die volk vra nie meer, wat is die Here se wil en wat is die Here se hart en hoe kan ek hom dien nie? En as ons mooi daaroor dink, is dit 'n skokkende optrede. Want hierdie volk, en ek sê dit weer, hierdie volk het God persoonlik, sy wonderwerke persoonlik en eerstehands ervaar. Hulle het gesien hoe God hulle verlos uit Egipte. Hulle het beleef hoe God die Rietsee vir hulle oopmaak. Hulle het gesien hoe God vir hulle deur die woestyn lei. Hulle het die manna en die kwartels geëet wat die Here vir hulle gegee het. Hulle het die water uit die rots uitgedrink wat Moses met sy staf opgeslaan het. Hulle was die volk gewees wat beleef het hoe God met 'n wolkkolom en 'n vuurkolom voor en by hulle getrek het. Hulle het gesien. Hulle het daarin gedeel. Hulle het dit beleef. Maar nou is dit goed. Hulle vra nie eers, waar is die Here? Hulle het eenvoudig van my vergeet. En ek dink dit is sekerlik een van die grootste krisisse van ons tyd. Een van die grootste en diepste probleme in ons menslike hart. En dit is dat ons vergeet. Ons vergeet God se goedheid. Ons vergeet sy voorsiening. Ons vergeet sy redding. Wanneer dit met ons goed gaan, en wanneer dinge voorspoedig is, dan stoot ons God so eenkant. Skuif ons op die agtergrond. Haal ons hom uit ons gedagtes uit. Maar kom ons wees eerlik, wanneer ons gesond is, dan vra ons nie in die taal van Jeremia 2, waar is die Here nie? Wanneer dit met ons goed gaan by die werk, wanneer dit met ons goed gaan by die huis, en wanneer dit met ons goed gaan in ons families, dan vra ons nie in die taal van Jeremia 2, waar is die Here nie? Wanneer ons planne uitwerk, wanneer ons leef asof alles van ons afhang, asof ons die meesters is van ons eie suksesverhaal, dan vra ons nie, waar is die Here nie? Maar kom maar 'n krisis, 'n siekte, 'n
finansiële druk, 'n gebroke verhouding, 'n onsekere toekoms, dan is ons vinnig. Waar is die Here? Waar is die Here? Hoekom help die Here nie? Moes die Here nie al lank 'n antwoord gegee het? Wat gaan die Here hier omtrent doen? So Here, Mia kom wys vir ons vanaand die probleem. Dis nie God wat verdwyn. Hy raak nie weg nie. Hy skrik nie vir die krisisse en die probleme wat ons deurgaan. Hy draai nie sy rug nie. Dis eerder ons wat hom vergeet. Mense vergeet maklik. Tragies en hartseer. Maar asof dit nie erg genoeg is nie, kom wys Jeremia op nog 'n skokkende ding. En die tweede waarheid wat Jeremia 2 vir ons kom sê is, wanneer mense God vergeet, dan vervang hulle. Hulle vervang hom met iets anders. As ons vers 5, as jy jou Bybel oop het, kyk na vers 5. Daar staan in die 83 vertaling, hulle het nuttelose afgode gevolg en hulle het self nutteloos geword. So dis 'n waarheid wat reg deur die Bybel loop. Die mens aanbid altyd iets. Ons harte is gemaak om aan iets of aan iemand vas te hou. En daarom is daar op die einde van die dag net twee moontlikhede in 'n mens se lewe. Of God is die middelpunt van my lewe en deur hom beweeg ek en bestaan ek, of iets anders neem daai plek. En daardie iets anders kan enigiets wees. Dit kan geld wees, dit kan status wees, dit kan mag wees, dit kan sukses wees, dit kan besittings wees, dit kan ons eie planne en ons eie drome wees. Die probleem is, hierdie goed lyk nie altyd so skuldig nie. Hierdie goed lyk nie soos afgodsbeelde nie. Hierdie goed lyk heel aanvaarbaar. Dis dikwels goeie dinge, dis dikwels mooi dinge, maar wanneer dit die belangrikste ding word bo God, dan raak dit 'n probleem. Wanneer enigiets anders die plek van God die enige in my lewe inneem en in die troon van my hart inneem, dan sê die Bybel, is dit niks anderster as 'n afgod. Jeremia sê baie duidelik, die mens wat God verlaat, vervang hom altyd met iets anders. En dit is presies hierso wat met die volk gebeur. Hulle vervang hom. Vers 11 sê, my volk het my majesteit verruil vir dit wat geen voordeel bied nie. Hulle het my majesteit verruil vir dit wat geen voordeel bied nie. Ek kan 'n oomblik daarna. En die Bybel het nogal dit 'n bietjie uitgebrei. Selfs die heidense nasies verruil nie hulle afgode nie. Maar die aanklag hier teen die volk van God is dat hulle die lewende God verlaat het. Hulle het gekies om iets anderster en iemand anderster te volg. Die God wat hulle uit Egipte verlos het, die God wat saam met hulle in die woestyn was, die God wat vir hulle 'n land gegee het, hulle is bereid om hom te verruil. Hulle is bereid om afgode te aanbid. Hulle verruil vir God. Vir gode wat nie kan praat nie, vir gode wat nie kan help nie, vir gode wat nie kan red nie. God sê, julle het my majesteit verruil vir iets wat geen voordeel bied nie. Hulle die lewende God verruil vir iets wat niks kan bied nie. En dis presies wat afgode doen. Hulle beloof baie, maar uiteindelik kan hulle nie red nie. Uiteindelik kan hulle mense diepste dors nie les nie. Uiteindelik lei dit tot jou ondergang. En daarom sê Jeremia baie ernstig, 'n bietjie verder in daai gedeelte, hulle het nuttelose afgode gevolg en hulle het self nutteloos geword. So wat gebeur hier? Ons word uiteindelik dit wat ons aanbid. Gaan ek weer sê, ons word uiteindelik dit wat ons aanbid. As ek vir God aanbid, dan laat ek toe dat God vir my deur sy gees vorm. Ons het iets daarvan gesê vanoggend.
die hele beeld van die pottebakker en die klei. As ek vir God aanbid, dan laat ek hom toe om vir my te vorm en te verander. Word sy waarheid en sy liefde en sy heiligheid nie net deel van my lewe nie, maar word dit 'n vuur wat in my brand, wat ek nie kan stil bly oor nie, wat ek wil uitgaan om te gaan vertel, wat ek wil getuig. Wanneer ek God aanbid, dan word hy sigbaar in elke deel van my lewe. Net so as ons 'n afgod aanbid. Die afgod, wat dit ook al is, oorheers nie net my lewe nie, maar dit vorm die mens wat ek word. Dit word sigbaar in die manier wat ek dinge doen, of juis in dit wat ek nalaat om te doen. En daarom het Jeremia vir jou en vir my 'n baie belangrike boodskap, 'n oproep. Jeremia wil weer vir jou en vir my kom vra, wat is die middelpunt van jou lewe? Wat is die kern? Wat of wie sit op die troon van jou hart? Daai antwoord bepaal wie en wat jou vorm. Om God op die einde van die dag te verruil, is om alles te verloor. Want niks kan doen wat hy doen, en niks kan gee wat hy gee. En dit is presies nog waar Jeremia se boodskap nog dieper sny. Want nadat Jeremia die probleem uitgewys het, dat mense God verruil vir afgode, kom verduidelik hy vir hulle baie duidelik, wat 'n tragiese ruil dit is. En bring dit vir ons by die derde waarheid, dat Jeremia vir ons kom sê, en vir jou en vir my vanaand kom sê, ons moet weet, net God kan 'n mens se dors stil. Gaan kyk weer na vers 13 as jou Bybel oop is. Jeremia gebruik hier 'n baie kragtige beeld. Hy sê in die 83 vertaling, my volk het 2 sondes begaan. Hulle het my, die bron van lewende water, het hulle verlaat, en het vir hulle waterbakke uit klip gekap. Waterbakke wat gebars is, en nie water hou nie. Om hierdie beeld reg te verstaan, moet ons iets besef van hoe kosbaar water was in daardie tyd, en ek dink ons het dit beleef hier in Woester hierdie laaste paar dae, hoe kosbaar water is, nou jy glad nie met water mors nie. So 'n fontein is vars water, is betroubare water, is water wat aanhou vloei, dit is skoon, dit is lewendig, dit is betroubaar. Die Here sê, dis wie hy is. Hy's lewendig, hy's betroubaar, hy vloei in ons. Maar wat kies die mense? Waterbakke wat uit klip gekap is. En dit was baie anders. So wat het hier gebeur? Mense het met die beperkte gereedskap wat hulle in daardie tyd gehad het, in klippe gate gekap en het hulle reënwater versamel. Het dit baie maklik vuil geword. Het dit baie maklik as gevolg van krake weggeloop en uitgeloop en was dit eintlik maar net 'n vermorsing baie dikwels. So nou kom God en hy kan sê, maar my volk het 2 sondes begaan. Die eerste sonde is, hulle het vir my, wat die bron van die lewende water is, het hulle verlaat. En hulle het vir hulle self gekies, en dit is die tweede sonde, om bakke wat kraak, bakke wat nie water kan hou nie, bakke wat nie die lewende water in het, om daarmee tevrede te wees. So dit is 'n aangrypende prentjie wat Jeremia hierso vir ons kom teken van die mens se lewe. Wanneer ons wegdraai van God, wanneer ons op ons eie probeer oorleef, kom ons agter dat dit nie gaan werk nie. Ons probeer sin soek, ons probeer sekuriteit soek in geld en in sukses en besittings en erkenning en prestasies. Maar dit is waterbakke wat nie hou nie. Dit is tydelik. Hulle beloof baie, maar hulle kan nie die diepste dors van 'n mens stil. En hierdie gedagte van water en God wat met 'n mens se water se dors kan stil, is 'n gedagte wat verder gegaan van die Nuwe Testament ook. Gaan lees ons in Johannes 4, lees ons die volgende. Elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. Maar wie van die water drink wat ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit weer dors kry.
En die wonderlike is dat ek en jy weet wie hierdie lewende water is. Want in die Nuwe Testament kry hierdie lewende water 'n naam, 'n gesig, 'n lyf. Waar Jesus Christus sê, ek is die lewende water. Ek is die een wat jou diepste dors kom staan. En daarom al so vroeg as in die Ou Testament kom sê Jeremia vir ons, moenie vergeet nie. Moenie vergeet wie dit is wat jou dors staan nie. En dit is presies wat met Pinkster gebeur. God kom gee nie die water nie. Hy kom gee die bron binne ons. Hy kom gee vir ons die Heilige Gees. En daarom mag ons weet dat in Pinkster en met die hemelvaart het God nie weggeraak nie. Het hy nie verdwyn weg van ons nie, maar was dit juis een van die voordele van die hemelvaart waarvan ons donderdag gesels het. Die feit dat ons die Heilige Gees ontvang het, dat God met die Gees wat nou in ons as sy kinders is en in ons woon en werk, mag ons weet dat hy nou hier by ons is. Dat hy ons lewens wil verryk, dat hy ons dors wil kom les, dat hy vir ons wil kom leer en kom wys wat God se beloftes is. Met die hemelvaart het ons gedink God is weg. Maar ons mag weet deur sy Gees is hy nou hier by ons, oral, tot met die wederkoms wanneer hy sy kinders kom haal. So Pinkster kom herinner vir jou en vir my 'n eenvoudige maar 'n diep waarheid. Ons leef nie net vir onsself nie, ons is hier vir God. Ons is hier om vir hom te werk. Ons is hier om vir hom te leef. Ons is hier om sy naam groot te maak. Ons is hier om ons lewens in te rig, om in lyn te wees met sy woord. En dis waarmee die Heilige Gees ons help. Die Heilige Gees help vir ons om weer hierdie waarhede te ontdek. Dis die Heilige Gees wat in jou en my werk en ons sê, luister, dis op die verkeerde pad. Luister, kom weer terug. Onthou gou hier wat God hier gesê het. Onthou gou wat het God daar gesê. Dis die Heilige Gees wat met jou werk. Daarom kom sê Pinkster vir ons vanaand iets eenvoudig maar lewensverandering. Hy kom sê vir ons, God het jou en my nie vergeet nie. Hy roep ons steeds. En hy skenk aan ons sy Gees, die lewende water, wat ons diepste dors kan stil. En daarom bly die vraag eenvoudig. Waar gaan jy jou hart neer? Gaan jy dit neerlê by die fontein van lewende water, by God self? Of gaan jy kies om by die stikkende waterbakke te bly, wat nie jou dors kan les nie? Kom ek verduidelik dit met 'n eenvoudige beeld en daarmee sluit ek af. 'n Man het, nadat sy boot gesink het hy in die see beland en is hy later aan uitgespoel op 'n eiland. En hy het verskriklik dors geraak en rondom hom het hy oral water gesien. Maar toe hy probeer om hierdie seewater te drink, toe kom hy agter, maar hierdie gaan nie werk. Hierdie les nie sy dors nie, dit maak hom meer naar as iets anders. Uiteindelik toe hy gered word, is die eerste ding wat hulle vir hom op die reddingsboot gee, is vars gebottelde water. Hy daarvan drink, toe voel hy beter. Toe sy dors geles. En het hy van binnekant af net weer energie gehad. Want dit ons leef ek en jy soos hierdie man, ons is omring deur water. Ek sit dit in aanhalingstekens. Ons word omring deur water. Ons probeer ons dors stil maak met 'n klomp goed. Goed soos sukses en geld en besittings, daai goed wat ek vroeër gaan genoem het. Maar hoe meer ons daarvan drink, hoe dorser raak ons. Want dit lyk soos die lewe. Maar dit is nie die lewende water nie. Net God is die fontein van lewende water. Net God kan my diepste dors stil maak. En juist daar moet ons weer so 'n bietjie voorraadopname van ons eie lewe gaan maak. En besef dat Jeremia vir ons so 'n bietjie op die skouer kan klop en vir ons net kan vertel. Hoe maklik kan dit gebeur dat 'n mens God vergeet? Hoe maklik kan dit gebeur dat ons God vervang met iets anders? Maar hoe nutteloos dit is.
want hy is die lewende water. En daar wil ek vir jou uitnooi vanaand om nie net hier vandaan weg te stap as iemand wat net nog 'n preek geluister het, maar dat ons doelbewus met alles in ons lewe en alles in ons bestaan sal terugdraai na die Here. Sal terugdraai na hom as die bron van lewende water. Maar dit is juist waarop ons sal gaan. Dus om weer te gaan kyk, waar het ek afgedwaal? Waar het ek verkeerd gedoen? Sodat ek kan regmaak en weer kan terugkom. So kom ons bid in die besonder in hierdie week dat die Here ons oë sal oopmaak. Dat die Here ons ore sal oopmaak om gehoorsaam te wees aan die Heilige Gees. Sodat ons harte en ons oë gefokus sal wees op Christus Jesus. En met dit as agtergrond gaan ek vra, kom ons word 'n paar oomblikke stil en gesels met die Here daar waar jy dan sit. Vra vir die Here, Here, laat U